Weet jy of jy agterkom in die laaste 3-4 weke is ek besig om te praat oor momentum. Momentum is een van jou belangrikste dinge wat jy moet hê om 'n kind van God te wees. Jy moet momentum hê. Want die oomblik as jy stil staan, dan sê die duiwel vir jou brieke neer. Leer jy geluister, so stoomtrein. As hy stil staan, is hy baie vatbaar. Maar as hy ry, stop 'n staalmuur om eers nie. Ek wil vanmôre die titel vir my boodskap gee. 'n Kerk wat die koninkryk soek. Is jy vanmôre 'n kerk wat die koninkryk soek? Ons lees in Matteus 6 vers 33 sê vir maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. Halleluja. Soek eers die koninkryk van God en verder al die dinge wat jy nodig het, wat jy wil hê, die Here sal vir jou bygevoeg word. Ek wil volgende stelling maak. 'n Kerk met momentum soek eers die koninkryk van God. 'n Kerk met momentum soek eers die koninkryk van God. Nou gaan ek dit anders stel. 'n Mens met momentum soek eers die koninkryk van God. Halleluja. Mens moet momentum kry, maar hoe gaan jy dit kry? Ons moet die koninkryk van God soek. Ons moet dit in ons binneste hê. 'n Kind van God wat momentum soek, is 'n kind van God wat die koninkryk van God in sy lewe het. Hy sê vir ons in Matteus 3 vers 2 sê vir ons, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Halleluja. Bekeer jou want die koninkryk van God het naby gekom. Jy kan nie die koninkryk van God lewe of aanvaar en binne hê as jy nie tot bekering gekom het nie. As kind van God en as kerk van die Here, moet ons vanmôre sê, Here, ek wil bekering lewe, want dan kan ek die koninkryk van jou besit. Halleluja. Matteus 110 vers 7 sê vir ons, ek gaan preek, Paulus sê vir die mense, ek gaan preek, en ek gaan sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. As kind van God, moet jy vanmôre uitreik na die koninkryk van die hemele toe. Ek het gevra, hoe kry jy iets in die hande? As jy jou broer wil groet, of jou vrou wil uitreik na jou vrou toe, of na jou vriendin toe, of na jou man toe, wat maak jy? Jy raak daardie persoon aan. Jy gaan staan net en sê, hey, skarabel, ek reik uit na jou toe. Jy gaan daardie persoon aanraak. So ek wil vanmôre vir jou sê, as jy die koninkryk van God soek, moet jy uitreik na die koninkryk van God toe. Want die woord sê vir ons, dit het naby gekom. Dit is hier. Ons moet uitreik om dit te ontvang. Jy gaan dit nie ontvang as jy nie uitreik daartoe nie. Jy gaan nie sê, Here, ek wil dit net van self hê. Nee. God se woord sê, jy moet uitreik na die koninkryk van God toe. Jy moet uitreik na bekering toe. Jy moet uitreik na verlossing toe. Jy moet momentum kry, want sonder die koninkryk van God gaan jy die momentum in jou lewe hê nie. Jy gaan soos 'n trein wees wat gestagneer het op jou plek. Halleluja. Matteus 12 vers 28 sê vir ons, maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, luister mooi, maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Stoor? Jy moet die koninkryk van God in jou hê. Nou gaan die duiwels kan uitdryf. Jy gaan met die duiwel kan sê, duiwel, vat jou tas en loop. Enough is enough. Maar sonder die koninkryk van God
as jy nie aangeraak het nie, of nie aangeraak is nie, gaan jy dit nie reg kry nie. Dan gaan jy val, jy gaan stagneer, en jy gaan stil staan. Hy sê vir ons, dit is nie asof, of kom ons van die stukkie wat hy gesê het, die Heilige Gees is naby. Verskoon my, wat ek gaan sê. Die Heilige Gees is naby, vir jou om aan te raak. Maar dit is ook nie daar vir jou, om net te ignoreer nie. Ek wil vanmorgen wil sê, as dit so naby aan jou is, kan dit op jou spring vanmorgen. Hoor? Jy moet nie net die Heilige Gees by jou hê nie. Jy moet nie net die Heilige Gees om jou hê nie. Maar jy moet vanmorgen die Heilige Gees, die Koninkryk van God, binne in jou hê ook, om te kan survive vanmorgen. Jy gaan dit nie maak sonder die Heilige Gees en die Koninkryk van God binne in jou lewe nie. Ja, maar pastoor, daar is soveel dinge, wat aan my pad staan, wat my moeilikheid vraag. Ek gaan herhaal wat ek so 2-3 weke terug gesê het. Kry momentum deur die eerste tree te gee. You can only get momentum if you give the first step towards it. En nou sê vir ons, die Koninkryk is naby. Dit is so naby dat jy kan dit aan het raak, jy kan dit voel. Jy kan op jou spring enige oomblik, en jy kan dan ontvang dit wat God wil hê, jy moet ontvang vanmorgen. Maar die woord sê, jy moet momentum hê, om dit te kan ontvang. En sonder die Heilige Gees is daar nie momentum nie. Hy sê vir ons in Johannes 3 vers 3, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die Koninkryk van God nie sien. Halleluja. As iemand nie wedergebore word nie, kan hy die Koninkryk van God nie sien nie. Nou die waarheid daar buiten sien wedergeboorte, as jy moet weergebore word in die skoot van jou moeder uit. Nee, dit beteken, jy het jou lewe afgeleid voor God. Jy het alles wat jou in die pad gestaan het, en dit kwaad van die sondes, het jy voor God met die boedelsbank kom leef, en jy die Koninkryk, het jy uitgerend aan die Koninkryk van God toe, sodat jy die Heilige Gees in jou lewe en in jou lichaam kan hê, sodat jy kan momentum kry om God verder te dien. Halleluja. Hy sê vir ons in Handelinge 2 vers 38. En Petrus sê vir hulle, luister mooi. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Bekering kom met die doop. As jy tot bekering gekom het, moet jy gedoop word. Pastor, ek het het nog nooit so gesien nie. In die naam van Jesus. Nie in Mohammed se naam nie, nie in Baal se naam nie, nie in, wat is die ander ou wat in bepamp, nie in hulle name nie, maar jy moet gedoop word in die naam van Jesus Christus. Jy moet daai koninkryk moet jy ook in jou hê, sodat jy kan aangaan. Tot vergewing van al jou sondes. En jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Halleluja. Baie mense is gedoop, omdat sy chommy gedoop is, of is voorgeskryf om gedoop te word. Behoed daai ou se siel, bewaar sy sielpaal. Doop is wanneer jy jou lewe vir Christus gegee het. Is dit die volgende stap wat jy moet doen, as jy moet deur die doopwater kom. Jy moet daai momentum kry, as jy bekering gekry het, moet jy momentum kry om deur die doopwater te kom. Dan moet jy die momentum, die koninkryk in jou hê, om die Heilige Gees te ontvang, sodat jy in tale kan praat. Halleluja. Ek wil volgens jou sê, daar is 'n drievoudige gebeurtenis. Wat moet gebeur, sodat jy die koninkryk van God kan kry? Daar is 3 dinge wat moet gebeur. Ek wil jy moet mooi luister vanmorgen.
Dit is nie net bely jou sondes voor die Here en die Here vergewe jou. Ek sê my Here preek altyd as ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig en hy sal my sondes vergewe. Ja, maar dit gaan nie net daaroor nie. Dit beteken daar is 'n onderwerping. Dit is 'n onderwerping aan die wil van God. Jy as persoon wat tot bekering wil kom, moet jouself onderwerp aan God. Maak dit sin? Tweedens, daar moet 'n onderwerping wees aan die Gees van God. Jy moet jouself onderwerp aan die Gees van God. En derdens, daar moet onderwerping wees aan die koninkryk van God. Halleluja. Sonder daai 3 dinge kan jy nie tot bekering kom nie. Kan jy nie voortgaan nie, gaan jy nie momentum kry nie. Gaan jy stil staan en jy gaan begin wonder, maar hoekom beweeg ek nie vorentoe nie? Hoekom gebeur al die negativiteit, al die negativiteit? Want jy is nie in momentum nie. Hoor, jy het toch nie momentum gekry nie. Jy het toch nie uitgereik na die koninkryk van God toe nie. Jy het toch nie gevra, Here, gee daai koninkryk vir my, dat dit binne in my is, nie net om my nie, of langs my nie, maar binne in my nie. Halleluja. Johannes 14 vers 17 sê vir ons, die Gees van die waarheid wat nie kan ontvang nie. Jo. Omdat het hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle en in julle sal wees. Halleluja. As jy momentum het, gaan die Gees van God by jou en in jou wees. Hoor sê dit vir ons. God is nie 'n leienaar nie. Hy sê daar vir ons, dit gaan by ons wees en dit gaan in ons wees. Ons moet weet dat hy in ons en ons as gemeente is. Jo. Wil julle die damwal laat breek? Wil julle hê die damwal moet breek? Hy kan nie breek as ons as gemeentelede of kinders van God nie die koninkryk in ons in het nie. Jog, dis harde woorde. Weer vanmôre wil ek 'n stelling maak. As die Gees van God en die koninkryk van God in jou is, het ons nie nodig om van God te vra om die damwal te laat breek nie. Amen. Ons het nie nodig om hom te vra. Die damwal gaan van self breek. Want die duiwel weet alreeds dan dat daai mense moet ek uitlos. Daai groepie, hy gaan vir sy trawante sê, Thomas, pas op vir daai gemeente. Pas op vir daai mense wat in daai kerk is. Hulle het nie net God by hulle nie, hulle het God en die Heilige Gees in hulle ook. Hy het momentum. Daar is nie 'n manier ons daai gemeente kan stop nie. Want as hulle aan die beweeg is God saam met hulle aan die beweeg en niemand kan God stop nie. So ons moet die Heilige Gees en die koninkryk van God in ons kom. Hy sê vir ons dat wanneer die Heilige Gees op my kom, dat ek en jy onder die heerskappy, as ons die Heilige Gees in ons het, ingekom het, staan ons onder die heerskappy van God. Halleluja. Jy staan onder sy heerskappy, want hy gebruik jou. Ek wil net vir jou sê dat as kind van God wedergebore wees, 'n gedoopte gelidmaat wees, gevul wees met die Heilige Gees, en dit kan ook gebeur dat ek en jy nie luister na die Gees van God wat hy vir ons sê nie, dan het jy jou momentum verloor. Jo. Jy kan gedoop wees, gevul wees met die Heilige Gees, jy kan gedoop wees, jy kan in tale praat. Maar jy kan ook nie in momentum wees nie. Want jy het nie geluister na die woord van die Heilige Gees wat hy vir jou gesê het nie. So jy is nie in momentum nie.
Maar die Heilige Gees sê vir jou hoe 'n momentum te kom. Nou luister jy nie, dan gaan jy stil staan. Jy gaan nie 'n momentum kom nie. Jy gaan ook nie 'n momentum bly nie. Want ons laat sekere goed toe as mens. Die eie ek laat baie goed toe wat verhoed dat ek 'n momentum kan kom. Dis menslik om dinge toe te laat of dinge self te wil doen. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy dit self doen, jy wil dit self probeer oplos, dan sê jy vir die koninkryk van God, met respek gesê, ek het jou nie nou nodig, jy staan bietjie een kant. Ek gaan dit self doen. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy daai momentum, die Heilige Gees teruglaat in jou lewe, nie net uitreik na dit nie, dit vat en toelaat om in jou te lewe. En jou vanmôre beloof, gaan jy 'n momentum kom. Dan gaan die duiwel jou nie kan stop nie. Dan gaan die duiwel nie brieke hê wat hy vir jou kan gee. Hoe sê hy? Then the breaks that you want to supply is coming from Hong Kong. Nagemaak. Beteken niks. Want as jy 'n momentum is met koninkryk van God in jou, gaan daai brieke wat hy vir jou supply, gaan nie werk nie. Dis nagemaakte brieke. Romeine 14 vers 17 sê vir ons, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Halleluja. Vrede en blydskap. Jy moet vrede vanmôre en blydskap hê om te kan beweeg. Jy moet vanmôre vrede en blydskap in jou siel hê, sodat jy kan weet, vanmôre kan ek die koninkryk van God in my liggaam ontvang. Ek kan vanmôre sê, Here, stuur die koninkryk vir my. Nie net vir my nie, maar laat dit in my in is, sodat ek kan beweeg, vol spoed, dat die duiwel my nie kan skop nie. Dit is iets wat daagliks moet gebeur. Uurliks moet gebeur. En elke minuut van die dag moet gebeur. Dis dat ons vra vir die Here, dat die koninkryk van God in ons is. En toelaat dat hy daar is. Jy kry die mens, wat die koninkryk van God net toelaat op Sondag, biddieraande, jeugdiensaande, en kerklike samekomsaande. Die res van die tyd as hy by sy huis is, dan ek leer 'n verskriklike woord. Dan voel hy 'n vy. Dan worry jy nie. Dan gee jy nie om nie. Maar as hy in die kerk is, of hy by die bid hier, of by die jeugdiens, dan glo hy dat die koninkryk van God in hom moet wees. Kom. Los dit daar by die huis. As dit die gevoel is wat jy het oor die koninkryk van God en die Heilige Gees in jou midde, wil ek vanmôre vir jou sê, vra God om jou denkwyse onmiddellik te verander asseblief. Laat hy dit onmiddellik verander. Want die koninkryk van God en die Heilige Gees binne in jou, is nie net binne in jou op sekere tye, op sekere dae en sekere ure nie. Want hy sê vir ons, maak seker dat jy dit elke minuut en elke dag, elke sekonde, die Heilige Gees en die koninkryk van God binne in jou het. Jy moet daagliks en uurliks moet jy daarvoor vra en toelaat dat dit in jou werk. Ons moet die geregtigheid en die vrede en die blydskap soek. Gaan nie na jou toe kom sonder dat jy dit soek nie. My ma het baie gevra, kom die maas, kindertjies kom praat saam met pastoor. Julle is nou al groot, julle kan saam met my praat. Dan is jy daar besig in die huis.
Ek het daai vraag het ek amper in die woordeboek, is in my woordeboek. Die gaan so rond, die is ooral te krap, die ooral te soek. Dan vra jou maar vir jou, Martin, wat soek jy? Kom aan, wees eerlik. Martin, wat soek jy nou weer? Nee, maar ek het die goeders al gesit, nou kyk ek nie meer nie. Dan het jy dit nie neergesit wat jy gesê het nie. Amen. Nou sê jy as kind van God, ek soek die koninkryk van die hemele. En my, soek dit. Ja, ek soek dit. Met alle respek, dan gaan die Here vir jou vra, waar het jy dit laas gelos? Waar het jy dit gesit? Het jy dit onder die maat-emmer gesit? Of het jy dit bietjie in jou kas toegesluit vir vandag? Of het jy dit bietjie daar in die boomkas, as jy daar bo die hangkaste ooppak, hy plekkie waar al die gemors lê, wat jy nie weet waar om te pak jy mos daar bo. Pak jy die koninkryk daar gepak vanmôre? Ek wil vanmôre vir jou sê, soek eers die koninkryk van God. En al die ander dinge wat in jou pad is, gaan weggeneem word en God sal vir jou gee dit wat jy nodig het. Ons moet begin besef, dat om 'n kind van God te wees, moet ons momentum hê, om aan die gang te bly en te kan voortbeweeg in sy koninkryk. 1 Korintiërs 4:20 sê vir ons, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie. Die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar dit bestaan in krag. Halleluja. Dit bestaan vanmôre in die krag wat God jou gee, om te kan opstaan, en in momentum te kan gaan, en in momentum te beweeg, sonder dat die duiwel jou kan stop. Maar ons vergeet baie keer, dat jy jou momentum en jou koninkryk vir die oomblik het jy het eers bietjie afgeskuif. Dan sê het nie nou nie. Ek is bietjie besig met dit eers. Gee my net 'n bietjie kans. Dit is op daai oomblik wat die duiwel jou aanval en jou koninkryk vir jou af gaan wegsteel. Hy gaan dit vir jou steel. Ons moet seker maak dat die krag van God werk in ons lewens. Ons moet toelaat dat die krag van God werk in ons lewens. Want dit gaan jou in momentum sit, om nie te wil ophou, om vir God te werk nie. 1 Petrus 2:19 sê vir my, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. As jy jou hart en siel vir God gee, is jy uitverkorene. Want hy het jou gekies. Hy het gesê, ek aanvaar jou, my kind. Dit maak nie saak wat se volk, taal en nasie jy is nie. Maar as jy jou hart en siel vir God gegee het, gaan die koning die koninkryk vir jou gee. Maar jy moet maak daarmee wat jy wil. Gebruik jy dit? Of pak jy dit bo in die kas? Ek wil vanmôre vra, dat ons as gemeente, ons koninkryke wat God vir ons gegee het, dat ons dit nie moet een kant toe skuif of wegpak nie, maar dat ons daai koninkryke begin gebruik. Dat ek net ook gesê het, dat ons nie nodig om te sê of om te bid en te vra, Here laat die damwal breek nie, Here laat die damwal breek nie. Dan kan ons net sê, of weet, 'n dag as jy hier instap, jy gaan weet wat 'n datum en tyd nie. Jy gaan nie weet wanneer dit gaan gebeur nie. Maar as almal van ons die koninkryk van God in ons het, en ons het momentum,
Terwyl ons hier so staan en koortjies sing of nou met mekaar praat of wat ons ook al doen, gaan God daai damwal laat breek. Dan gaan daai damwal nie net skeer nie. Dan gaan daai damwal word soos die rooi see, die dooie see, wat hy nie geslaan het, dat hy oopgemaak het, dat die mense daardeur kan loop. Het jy al gewonder hoe groot het daai see oopgegaan? 10 meter, 50 meter, 100, 200 meter. Hoe groot dink jy daai see oopgegaan? Kyk, wat het die koninkryk van God erom gehad? Dis was daar. Daai ding. Daar was, wat onder korreksie, 'n volk wat daardeur beweeg het. Hoe groot is 'n volk? Kom aan gemeente. Praat ek alleen vanmôre. Hoe groot is 'n volk? En het nou nie altyd gesien op 'n dingetjie is daar 'n volk wat op 'n eiland bly, 'n klein volkie wat hulle sê, wat niemand by kom nie, wat almal voor bang is, want hulle as jy daar kom en hulle like jou nie, en hulle like jou gesiggie wat jy daar kom doen nie, dan slag hulle jou, dan vreet hulle jou op. Wat eet hulle jou? Want jy kom inmeng met hulle lewenstyl. Op daai eiland lewe 4,2 miljoen mense. Een eiland, 4,2 miljoen mense. Kom ons sê, daai mense is deur die Rooi See. Halleluja. Hoe stuur jy 4,2 miljoen mense deur die Rooi See, as hy net 1 kilometer of 10 kilometer wyd oop was? You're not gonna happen. Want jy moet 4,2 miljoen mense daar deur kry, want die vyand is op pad. So hy het oopgegaan. Groot. Woord van die Here sê nie hoe groot hy oopgegaan, maar hy sê, hy het oopgegaan, dat die volk kon deurbeweeg op droë grond. Nie nat klei grond nie, nie nat sand nie, droë grond. So dit wys vanmôre vir my, hoe groot die koninkryk van God werklik is. Dat hy 'n see kan laat oopsplit, dat 'n volk kan deurloop op droë grond. Dit sê vir my verder, dat die koninkryk van God so almagtig is, dat niemand hom gaan stop nie, of kan stop nie. Dit sê vanmôre vir my, dat as jy gehoorsaam is aan die koninkryk van God wat binne in jou is, gaan die Here vir jou oplossing gee, wat nie eens die duiwel kan stop. Niemand gaan dit kan stop nie. Nie jou familie nie, nie jou vriende nie, nie jou vrou vanmôre nie. Want God in beweging, God in jou as persoon, en die koninkryk van God in jou, in 'n momentum word nie gestop. Kan ook nie gestop word nie. Halleluja, ek sluit af met hierdie woord. Ja, vers 10 sê vir my, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. So voordat jy die koninkryk van God het jy geen barmhartigheid gehad. Maar toe jou lewe aan God gee, sê, Here, ek soek die koninkryk in my. Heilige Gees aan my, het hy jou barmhartig geword. Want hy het vir jou gegee, omdat jy gevra het. Ek sluit af met die woorde. Ek en jy moet vanoggend God se koninkryk soek. En ons moet ons ook vanmôre onderwerp aan die koninkryk van God. Ons moet dit vanmôre soek. Maar as jy dit gevind het, moet jy jouself onderwerp aan die koninkryk van God.
Want God alleen is vanmôre die heerser van die hemel en die aarde. Hy alleen het beheer oor alles. Geen iemand anders het beheer. Rusland, Amerika, Taiwan, Hong Kong, you name it wat jy wil. Hulle dink hulle het beheer, maar hulle het geen beheer oor die wêreld. Want God is in beheer. Hy is die heerser wat die hemel en aarde geskaap het en wat beheer het. Ek wil vanmôre vir jou vra, het jy vanmôre God in jou lewe as jou heerser vanmôre? Het jy daai momentum ontvang? Die Here, ek het ontvang, dankie, maar vat jy nou beheer van my en lei jy my nou die pad wat jy wil hê ek moet loop. Het jy vir daai besluit al gemaak? Ek wil vanmôre afsluit met die woorde. Kind van God, soek momentum in die koninkryk van God. Nergens anders te gaan jy dit kry. Jy gaan alleenlik jou momentum vind in die koninkryk van God, wat vanmôre die heerser van die hemel en aarde is. Amen. Kom ons sluit die hoofde. Die wat vanmôre wil sê, pastoor, ek wil toelaat dat die Here beheer vat oor my liggaam, oor my gedagtes, oor my lewe. Wil ek vanmôre vra, steek net jou hand op.